Wie kan hom keer? Gee die Here nog so lekker prys. Is lekker die teenwoordigheid van die Here. Is lekker om hier te wees. Is lekker om vir hier te sien. My voorreg om vandag iemand aan die voor te stel met 'n kragtige getuie. 'n man het 'n paar jaar geleer ken ek ook deur Coach Spreek. Al die pad van Kaapstad. Wat op 'n vloer geslaap het. My gaan sy storie met u deel. En ek gaan vandag 'n ware getuie vir u gee. Wat die Here vir hom gedoen het. Ek stel aan die voor vir Atman, al die pad van Kaapstad. Dankie Boeta. Halleluja. So waar wat hy koortjie sê, ja, as God begin beweeg, so, wie kan hom keer? Die Bybel sê, die dood kon hom nie eers hou nie. Glory to Jesus. My voorreg om u te kan begroet vandag in die onfeilbare naam van ons Here en Meester, die Here Jesus Christus. Ja, ek is Atman. Regte naam is Willem Adrian Samuels. Hulle het my eers Attie genoem. En toe ek nou groot maak het, hulle het seker maar gedraai na Atman. En dit is hoe ek maar dwars oor die land bekend is. En ek geniet nogals die naam. Ek vanoggend so trots gevoel toe ek binne in die tronk instap. Mense, ons moet by die mense gaan leer om te dien. Jesus Christ. Maar wat my hart roer toe ek instap en die mannetjies, jong seuns skree al uit die selle uit. Oom Atman, oom Atman, oom Atman. Want weet julle wat? Ons het die goddelike geleentheid gehad om met hierdie ouetjie se pad te stap en dalk vir hom die daddy te probeer wees wat sy eie pa nie was nie. Maar die Here is getrou. Nou, ek was so 'n paar jaar gelede hier, so ek weet nie wie van julle wat hier sit, was almal hier op die land hier voor Boeta Philip se plekkie en was, ek dink ons was uit ons nate uit. Toe was die dag nog in die tronkpakke daar staan getuig. Nou geliefdes, julle wat vir my gebid het en bemoedig het oor die jare, ek dink is 8 jaar gelede, coach. Julle wat vir my ingetree het en in gebed ondersteun het oor hierdie jare. Ek wil vir julle bedank. Want dit is dieselfde God wat my nog dra, dat ek vandag kon terugkom om hier te staan en sê, ja, Christus lewe. Hy het opgestaan en hy het die dood oorwin. Ek is vir die Here ook baie dankbaar vir ons ondersteuners wat die toertjie, die kort toertjie vir ons moontlik gemaak het, mense wat finansiëel ondersteun, ander wat net eenvoudig dag vir dag op hulle knieë bly en bid vir die Basraak visie van Coach Spreek en ons kan net die Here eer. Sonder al hierdie ondersteuning was dit nie moontlik nie. So mense wat ook later nou sal inskakel, gaan vat 'n loertjie daar by www.basraak.tv en julle sal al hierdie getuienis en goeie sal julle ook daar kry. Ek voel vandag nog steeds 'n baie trotse Basraak ambassadeur. Maar julle sal net nou uitvind waar Atman hom eintlik nou bevind. Amen. Kyk die Here, hoe mos hy vir jou daar, by wat 8 jaar gelede gebeur het en oor waar jy getuig het nie. Nee, dan is daar 'n probleem. As 'n boomie kan groei nie, julle lees wat sê die Bybel daar, die byl lê reeds langs aan die stam, want hy moet uitgekap word. Daar moet groei kom. En ek eer die Here vir julle, soos ek sê, wat in my geglo het. Ek dink die dag, toe ek my getuienis hier om die dreigie mense, toe is ek maar nog jonk in die Here. Ek dink die tyd, was ek nog ook nie so lank getroud nie. Maar my vuur vir die Here het nie gaan sterwe nie. En nadat ek hier van hierdie lyntjie af weg is, het die Here groot wonders in my lewe kon doen. Ek dink ek het daar nog getuig
van hoe dat ek by die plek gewerk het. En God het my toegelaat om vir 10 jaar daar te werk, tot hy my roep en sê, my kind, hy roep my, ja, die Here is mooi, man. Die Here roep my met so 'n pragtige uitnodiging. En interessant hoor, hy het my nie geroep nadat ek hier weg is. Ek was nog in die tronk, toe roep die Here my met die woord. Maar hy gee my 'n keuse. Hy sê my ook, as jy wil gaan, kan jy gaan. Al dan nie, kan jy bly. Maar ek sal vir jou sorg. En dierbaar is, ek kan getuig vandag, tot vandag toe, sorg dieselfde God vir my. Wie wat hier sit vandag en luister, en dalk hopeloos is met u se seun, u se dogter, u se familielid, miskien die neighbors, en julle glo ook, die mense sal nooit kan regkom nie. Dis wat hulle van my gesê het. En dit was hulle verwagting vir my. Maar ek het in daai stadium al geglo, die duiwel, wat die goed vir my wil lieg, hy moet maar gaan versterk druppels drink. Want ek ken 'n God van wonders, en wat my nog nooit teleurgestel het. Mense, daai tyd was ek jong getroud, die tyd het gevlieg, kan julle glo, Atman is nou alweer 14 jaar getroud. Dit is nou reeds 16 jaar vandat ek die laaste dag daar by Buffeljagsrivier uit die tronk uit gestap het. Soos ek reeds sê, het ek 10 jaar winter en somer in die ryk mense se tuine gewerk. Nou ek weet die manne van julle wat in tuine werk, julle sal seker saam met my stem hoe onplesierig dit kan raak om vir 'n ryk mens te werk. Sonskyn of reën in 'n tuin. Maar die Here het my in die tronk kom leer. Soek eers die koninkryk van God. Met al sy geregtigheid. Want dan sal al die ander dinge vir jou bygevoeg word. En ek klou van dag toe aan die vers. Wie ek daar gewerk, dan bid ek jong, terwyl ek die onkruid so uittrek, as ek op my knieë in die tuin. En ek het die tuine skoon gemaak en geskoffel. Ek het later tyd geleer om tuine uit te lê. Ek het so bekwaam geraak, mense, dat ek basies elke ding in die landscaping kon doen. As die mense betaal 30, 40.000 tot 60.000 rand vir die landscapers om 'n tuin te kom doen, dan moet hulle tog agterna vir Atman kom vra. Kom doen net weer die regte verskywings. Maar in nederigheid het ek geleer. En die Here het my gedra. Kyk hier, as hy blanke antie so onbeskof is, ek vertel nou die dag aan die tronk, hoe gee die antie met die brood? Jene mense, julle het nog in die tronk gewees, julle sal nie weet, hoe smeer 'n tronkkok peanut butter of jam op hy broodie. Hy smeer sommer die brood stikkend. So klou hy peanut vas, en nou die antie smeer vir my die dag 'n stuk rooi jam. So oor hy brood, laat my terugdink na my tronk daartoe. Maar wat sy nie geweet het nie, hierdie man ken vir Jesus. En terwyl sy my wou verneder, toe lag die Here my op. Want weet sy het die rekening gehou met die druiwesap, wat sy ook haar bygesit het nie. Sy wil my nog als 1 resentjie, 1 neet, en ek weet nie wat, die nog in die bordjie nie. En toe sê ek, Here, dankie, vandag bedien ek nagmaal hier in die tuin, en ek roep haar, ek sê, mevrou, kom, laat ek vir u bid. En die Here het vir my deurgedra. Julle het gehoor, mense,
Destyds toe vertel ek julle nog, hoe dat ek op die grond geslaap het. Op die grond. Maar daar het ek my knieë gebuig, en met my tong bely, dat Christus Jesus, dat hy die Here is. En die Here het my gebed verhoor. Dat is 'n woord wat sê, elkeen, u ook wat vandag hier sit, wat op die naam van die Here roep, sal gered word. En daarmee in hierdie getuienis van my vandag is 'n dag wat ek wil eer gee, coach. Ek gee eer eerstens aan God, maar ek gee ook eer aan hulle, soos julle wat ons ondersteun het in die bediening, maar hy was ook mense. Ek dink aan Pieter en Sofia Hendriks, wat my kom ontmoet in die tronk. My pa het ek nie geken nie. Hy was weg nog voor my geboorte. Ek ontmoet hom die eerste keer toe ek al 25 jaar oud. My stiefpa was 'n goeie man. 'n Man wat vir ons goed gesorg het. Maar hy was nie 'n daddy nie, man. As julle manne weet wat ek bedoel en verstaan. Hy is nie die ou wat vir my kon in die hand vat en sê, hey, kyk hoe kwaai nie. Hy was nie daar toe ek my eerste goal score nie. Die manne wat my applaud toe ek die try druk of die goal score, is die manne wat by wie ek gaan aansluit het. Want hulle het my geonder. Maar ons wil nie nog vandag so ver gaan nie. Maar die Here het vir my deurgedra. Ek ontmoet hierdie man Pieter Hendriks, daar binne in die gevangenis. Wie julle en hy man gee my 'n hak, 'n drukkie, man. Toe hy my die drukkie gee, wie julle waan toe dink ek terug. Toe onthou ek hoe ek op my oorlede oupa se skoot gespring het. Net die herinnering aan liefde en omgee. En dit het my laat glo, man, dat daar is dan 'n God van liefde. Soos ek elke dag moes hoor in die skool. God is liefde, God is liefde. Maar hoe kan die God van liefde dan toelaat dat ek elke dag moet seer kry? Dat my hart so klein soos ek is, alreeds verbitterd is. Mense, julle wat omgee vir die gevangenes, ek haal my hoed af vir jou, my broer Philip en my boeta, weet wat dit is so nodig. Hierdie man wat die staan weet, ek weet hoe gebroken, hoe stikken, hoe vrot ek was. Ek het vir niemand meer omgegee of ontsien nie. Daar moes net iets gebeur. En kyk wat gebeur met een hak en een drukkie, wat my hele mindset kom verander. So ek eer God ook vir manne soos die, wat vir my in die tronken aan die hand beginne vat het. Daar's baie wat in die tronk gekom het, ek dink aan Adrian, die man wat 'n plaas gekoop het. Vir manne soos ons in die gevangenis, om ons lewens te verander. Alle eer aan God, want ek was een van die eerste manne, wat toe die geleentheid gehad het, om my lewe daar te gaan shape. Mense, familie, vriende is belangrik. En ons is 'n gemeenskap, terwyl ons net die dink aan die kwaad wat daar buite kan gebeur. Dit wat op die hoek van die straat gebeur. Alles maak ons seer, dit maak ons bitter, dit maak ons stikken. Maar ek wil vir u bemoedig vandag. As u gaan kyk na situasies soos myne en hoe dat liefde verander het wat in my gebeur. Nou wil ek eers weer die mense, toe ek uit die tronk uitkom, wat hulle hand uitgesteek het na my toe nie. Blanke mense het hulle oor my ontferm. As 'n vroukie Liesel Hobson, ek eer die Here soos hy is die dogter van oud Springbok Dawie de Villiers. Julle ken vir klein Dawie, want hy lied, druk hom Dawie, druk hom nou. En hulle het vir hulle oor my ontferm. En hy vrou het elke dag, sy het nie werk gehad vir my nie. Maar toe sy hoor van my, toe sê sy vir my, toe sit nog my girlfriend, toe sit nog nie my vrou nie, wat ook vir hulle beginne werk het, en hulle sê vir haar, wat doen jou boyfriend? En sy sê, nee, hy is maar daar by huis. Hulle sê, bring hom saam. En hy vrou vat my aan die hand,
En elke oggend 10:00 ry ons deur hy pragtige Stellenbosch. Sy gaan sit saam met my by 'n restaurant, ons drink koffie en gaan deur die koerante en soek vir my werk. As ons verby mooi goed gaan, dan vra sy vir my, "Attie, kan jy dit doen? Sal jy dit kan doen?" Ek sê, "Nee, kan dit nog nie doen nie." Maar as iemand my net kan aan die hand vat en leer, dan sal ek dit kan doen. En sy stel my voor aan een van die beste landscapers in daai tyd, Willeen van der Merwe is die vrou se naam, en hy vrou leer my van scratch af. Al die gifts wat ek toe bekom het binne in die tuin. Ons eer die God van Abraham, Isak en Jacob, vir mense wat hy op my pad gestuur het. Terwyl ons hier sit en terwyl ons dalk later na die uitsending luister, jy kan daai mens wees. Jy kan daai persoon wees wat iemand se lewe radikaal verander. Die lewe was nie maklik nie. Soos ek sê, ek kom uit die tronk uit, net met die klere wat ek aan het. Maar een ding wat ek by my gehad het, ek het Jesus. Ek het Jesus. En ek loop hierdie pad. It wasn't easy, sing hulle, but it was worth it. Ek ontmoet die wonderlikste vroutjie. Ons is lang gewoon die toer en ek coach, maar ek ontdek hier vanmiddag, ons is nog net 5 dae van die huis af. Maar hoe verlang ek my bruid? Want die liefde het oor die jare gegroei. Amen. Ek praat met iemand hier wat hier sit. Sy het dalk huweliksprobleme. Liewe luisteraar, sy het dalk ook probleme daar. Die Here is die enigste antwoord. Want ek dink, sy was op drugs. Sy het vir 'n margin gewerk. Nou imagine julle as 'n bandiet, ex-bandiet, meet met 'n drakkop. Verwag ons mos disaster. Maar tot vandag, oor, word ek en my prinses genooi om te kom getuig van wat hierdie God kan doen. Ons skaam ons nie vir hierdie evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir die wat wil glo. Die Here het ons deurgedra. Weet julle, dan mis ek amper 'n ander ding. Ek moet het gesê, ek het op die grond geslaap. Dienaar, en ek werk in die tuin. Die Bybel sê die Here sal jou gee die begeertes van jou hart. En ons het ons begeertes met hom bekend gemaak. Die woord van die Here sê, as 2 oor 'n saak saamstem, sal God dit laat gebeur. En toe ons in eenheid saamstem en die goed begin neerskryf en ons sê vir onsself, ons wil 'n huis hê, ons wil ons eie huis hê. Want die mense wat hulle oor my ontferm het, hulle het al klaar besluit, nee, die man kan nie op die grond, hoe gaan die man trou as hy op die grond slaap? En hulle bou toe vir ons 'n Wendy huisie en ons tweekies begin die Here dien daar. Begin by die begin, mense. Ons het die Here begin dien daar. Op 'n Sondagmiddag soos hierdie coach, kon ons nie rus nie, daar was nie tyd vir middagslaapies nie. As die een kar weg is, trek die ander kar op, en die mense, die dierbares kom kuier, tot laat toe. Want ons huis het 'n huis van gebed geword. Toe die duiwel woed, 2017, toe die duiwel woed, kyk die coach, daai tyd, toe gaan dit mos goed met die bediening. Toe styg ons in hoogstes, ons gaan oral. Toe kom die vyand in, en hy wil my huwelik vernietig. Kyk jy, ek en my vrou slaap, hy is miskien nou daar, ek weet nie. As hy na my luister, hy is miskien daar. As ons inkryp saans, dan draai ek my kop die kant toe, en sy draai haar kop die kant toe. Vir 'n hele maand. Hierdie dierbares. En môre moet ek gaan dien. Ek moet 'n masker opsit. Want soos ek geglo het, die evangelie moet aangaan. Tot op 'n dag. En hulle was kwaad vir my. Toe ek my leiers roep en sê, mense, hoorie,
Ek vat 'n hele jaar breek van die evangelie af. En dis 'n baie belangrike ding wat ek moet uitsort. Kyk, die Here is getrou. Ek het vir my vrou 'n boek gekoop. Vrou wees met God. En ek gee vir haar hy boek op ons huweliksdag, toe ons trou. En ek is baie lief vir lees, so met ter tyd dan verander ek altyd my boekrakke en so aan te. En die dag, in hierdie middel van hierdie storm, weet julle wat? Gaan haal ek, pak ek 'n bietjie die boekerak weg en ek kry die boek. Die Bybel sê gehoorsaamheid is beter as offerande. Yes. Amen. Kyk jy daai dag, toe ek die boek oopmaak, toe sien ek hiervoor, julle ken mos hiervoor kan jy iemand se naam skryf en 'n opmerking vir die persoon as jy dit miskien nou as 'n geskenk gee. Toe staan daar met my eie handskrif geskrywe. Ek, Atman, sal vir jou lief hê soos Christus die kerk. Mense, daai aand, toe mami nog verwag, ek gaan weer die rug gooi, daai kant toe. Mense, toe draai ek om, want ek het op die skepe gewerk, vir jare, en ek kon nie daai les na my bed toe vat nie. Maar toe word ek herinner, hoe bestuur jy 'n skip as die storm kom? Wie kan vir my die antwoord gee? Boeta Philip, wat maak 'n skip as hy na die storm toe kom? Kan jy omdraai? Kan jy wegry? Jy kan vir enige visserman gaan vra. Die beste way is, draai die skip se kop, binne in die storm in. En dit kom met 'n geweldige slag en rukking. Maar jy sal sien, as jy deur hy storm breek, hoe kalm die waters hier agter jou beginne word. En daai aan toe ek omdraai en my vroutjie omhels, sonder huweliksberading, net gehoorsaamheid aan God se woord. Want ek het beloof ek sal haar lief hê soos Christus die kerk. Ons kan tot vandag nie sê wat was die probleem nie, maar ons weet dit. Daai man wat ek net nog gesê het, hy moet versterk druppels drink. Hy het daar aangekom. Daar was 'n deur oop vir hom. Maar vandag staan ons nog meer as oorwinnaars. Ek en Olivia is baie lief vir mekaar en ons dien nog steeds die Here saam. Maar die huis, kyk jy, kan 'n tuinman nie huis koop? Maar mense, julle weet mos nou wat is die prosedure as jy by die bank kom. Ja. Kan sy? Nee. Vir alles die tyd, die payment of 5, hoeveel wil hulle nou al hê? Jy moet meer as 12 per maand, né? As jy nog net gaan apply. Kyk jy, hierdie God, mense, ek was daar, by die bank. Nou die Here is so getrou, ek is 'n tuinman. Die Here rig iemand op. Meneer John Holloway, God coach, ek eer mense vandag, man. Ek eer die mense wat dit moontlik gemaak het oor die jare, dat Atman hier kan staan. En ek wil mense encourage, belê in iemand, man. Belê in hy lyk jy op die straat. Al koop jy net vir hom 'n paar skoene, laat hy weer liefde kan ervaar, man. Al gaan sy net na hom toe, en sy sê vir hom, weet jy, ek het nou chips en goed gekoop, maar hy is vir jou ook 'n pakkie. Never mind of hy gister aan die mense ryte uitgegooi het. Leer hom van liefde. Yes. Hoor wat maak die man? Die man was die hoofbestuurder van Standard Bank. En hy besluit, hy gaan my finansiële adviseur word. Hoe adviseer sy iemand wat so min pay doen? Sy adviseer met mense met millions, man. Maar die man raak my finansiële adviseur. En die man leer vir my, die rekening moet ons toemaak, hou die ene op, because dit is vir jou credit score, en dit, en maak die skuld dood, en maak die goed dood. Hy het my gecoach en geleer. Die mense wat hulle oor my onferm het, hulle sê vir my, ons gaan ons lawyers vir jou gee, om die hele transaksie te doen. Al ding is, jy moet bank toe gaan. Hier kom ek by die bank. Payslip, die vrou. Sê kyk op,
Sy sê, nee meneer, die seker verkeerde payslip. Ek sê, nee, is die verkeerde payslip, my payslip, die regte payslip. Sy lag. Sy lag my. Maar sy vat die payslip. Ek wil vir jou verklaar vandag, mense. Die lagter, wat vir jou lag. Dit is hy selfde lagter, wat vir jou die good news gaan bring. Die lagter moeder. Hierdie Jesus. Sy moes vir my bel en vir my sê, Mr. Samuels. Toe sê ek tuinboy monie nie. Toe ek, Mr. Samuels, your bond is approved. Ek kry 'n volle bond met 'n volle staatssubsidie. En daar waar ek op die grond geleer het, moeder, ek wil vir u bemoedig. Daar wat ek op die grond geleer het, ek is vandag die wettige eienaar van die huis. God maak nie 'n mistiek nie. Gee vir hom die begeertes van jou hart. Ek sê nou nie hier van die kansel af vandag, as jy nou die Here nou aanneem, dan gaan jy sommer môre 'n blink Mercedes Benz en 'n double story nie. Wees realisties, maar vertrou op hom. Hy het my nog nooit in die steek gelaat nie. Nou moet julle weet, nee, hier koop ek huis. Net dan, 'n jaar na, remind God my aan my roeping. Met hy selfe woord. As jy wil, kan jy kom. As jy ook nie wil nie, is dit goed. Maar ek gaan vir jou sorg. Ek vra Here, die huis. Hoe gaan ek die paemente van die huis met assuransies en alles, hoe gaan ek die goede betaal? En ek worstel, maar hy eenheid wat ek julle net van vertel het, wat doe jy oor 'n saak saamstem? Kyk hier, daai aand terwyl ek so onrustig lê, toe draai my liefling na my toe en sy sê vir my, my skat, as die Here gepraat het, moet ons gehoorsaam wees. Ek staan bankvas agter jou. Daai selfde tyd toe staan ek op. Toe gaan skryf ek my bedankingsbrief. En ons twee wat die seën van die Here daaroor toe. En God het my nog nooit teleurgestel nie. Dis meer as 5 jaar gelede. Ek het nog nie een agterstallige paaiement nie. Ek het nog nie een keer gesê, wag, ons sal maar die DStv moet na die lower channels toe sit nie. Of ek sal hierdie goed moet, kan ons nie meer bykom nie. Want God het my geseën. En hier's coach. Ek het hoeveel mense deur coach ontmoet, dwars oor hierdie land. Skatryk mense. Ek het nog nie een dag my foon gevat en ewen vir hom gebel en gesê, coach, ek het die krag in my huisie. Kan jy my nie help nie? Of een van die mense gebel en gesê, mense, ek het die kos in my huisie. Want die Here maak nie foute nie. Tot vandag toe seën hy my en hy sorg my, soos hy my gesê het, die dag toe hy my roep. Jy kan nie bly daar waar jy gewys het nie. Weet julle mense, en ek wil nou nie te ver gaan, ek gaan seker daar moet draai, want ons het nog hier manne wat gaan julle hare laat reis. Ek het my ook bekwam. Want ek het gedink, die tyd toe ek drop out, tronk toe, en alles verloor, toe dink ek ook mos ek is 'n flop. En dit is hoe ons soms voel. In ons situasies waarin ons misluk. Goed gaan misluk. Die Bybel praat ook van iets wat misluk het. In Jeremia, toe die Here vir hom sê, kom na die huis van die pottebakker toe, en daar sal ek vir jou wys. Toe wat sê hy? Toe hy daar kom, was die pottebakker jy besig om iets te vorm, maar wat het gebeur? Die ding waarmee hy besig was, het misluk. God het ruimte in sy hart vir mislukkings. Anders sou Atma nooit hier kon staan.
Maar hy sê toe, wat die man wat besig was om my ding te vorm, toe hy misluk, toe vorm hy iets anders. Totdat hy die ding gekry het wat in sy oë welgevallig was. En God self vra, sal ek dan nie ook so maak het? God, kyk hier vas teen ons mislukking sien. Yes. Want ek het altyd gedroom, en baie kere, is hartseer dat jy net altyd moet getuig. Ja, coach, ek was so kwaai op die skool, ek het die hoogste punte gehad, ek het daai gedoen. Nou is dit dan nou weg. Dit kan nie weg wees nie, dit is binne in jou gene. Yes. En ek het begin binne in die tronk al het ek begin bestudeer en goed het begin anders te kyk. Ek het begin ontdek wie my eie talente en ek het werk gemaak daarvan. En toe ek nou buitekant is, kyk jy, as God 'n behaag het in jou lewe, mense. Hy sê, hy sal selfs laat jou vyande vir jou begin ondersteun. Yes. Kyk jy, en mense ek het nie gehad bedel by mense nie. Mense het my net gesien, hy vrou roep my eendag net, sy vat my aan die hand in haar kantore in. Sy sê vir my, Attie, ek wil vir jou leer. Ek vra, wat wil jy? Wat nou? En sy gaan vat die map en sy gaan draai, hele ding daar van die regstelsel. En sy sê, hierso is jy, in die middel. Sy's 'n peacemaker. En dit is wat ons nodig het in hierdie land, se klomp probleme. En hy vrou vat my. Sy naam man Anneke en Lori Grywenstein van Social Justice. Hulle vat vir my aan die hand. En hulle begin vir my daar na die hoofkantoor van Nasionale Vervolgingsgesag vat. Daar leer ek van maintenance, manne wat nie wil non-support betaal nie, domestic violence. Hulle begin leer, hulle het met al die goedes, dialoog, konflikhantering en die goedes. Ek het allei goed. In 2023 sê hulle, hoor hierso, ons gaan jou nou oplei as 'n mediator. Julle weet wat is 'n mediator? Wat in die gap staan tussen die hof en die partye. Hulle sê, ons gaan jou nou in dit oplei. Nou sien jy mos altyd die berg in die ding. Ja, swaar. Ek sê, mense, ek het die matriekie. Dis my eerste verskoning. Ek het die geld nie. Eerste ding wat die vrou vir my sê is, Attie, het ek met jou gepraat oor geld? Ja. Ek het mos nie met jou oor geld gepraat nie. En by the way, ons het vir jou gevat na baie trainings toe. So jy is al verby matriek. Ja. Die goed wat jy geleer het is Q level 5. Wat verby matriek is. So sê die sekkie moet vir jou daar, so sê gee dit vir die sekkie, kopie van jou ID is al. Ons sal self die ander goed invul. Amen. Nou ek het ook die law gestudie sodat ek nou die ding, jy moet daar 'n bietjie kennis van law hê. Niksie. Mense, ek slaag family law met 82%. Ek slaag die mediasie met 'n 76%. En nie eers in my eie taal nie, in Engels. Dat hy mense verbaas staan, hoe kon die man die goed in Engels doen? Maar dit was die Atman nie. Dit is die God wat hy vertrou het, wat hom hierdie gawes gegee het. Waar bevind Atman hom vandag? Mense, ek is tans by Regenrock Internasionaal en omdat ek in die tronk was, het ek ontdek die seer, die pyn wat ons mense mee sit. Wat nooit, traumas wat nog nooit opgelos is. En toe ek eendag by 'n land sit, toe raak ek baie bekommerd en ek vra vir die mense, julle praat, julle sielkundiges, julle social workers, julle praat nou oor al hierdie klomp goed. So, waar is die hulp vir ons mense wat nie geld het nie? En hulle verwys my toe na Tannie toe wat daar ook kan sit en sy toe seker nie lus vir praat nie, sy stoot toe net haar kaartjie na my toe. En 2 weke daarna kontak ek vir haar en ek sê vir haar, okay, dit is wat my kommandes is en sy sê dieselfde wat die ander vrou gesê het. Sy sê, Attie, ek gaan nie die goed vir jou binne in jou dorp kom doen nie. Maar ek gaan vir jou coach en train, laat jy dit self doen. En daar begin werk ek en die vrou aan 'n produk. Understanding and coping with your anger. En ons begin 'n programme doen om hierdie geweld en hierdie seer in ons land te probeer verander. Atman was bekommerd. Ja, was realisties bekommerd.
maar God sorg nog vir my. Die God sorg vir my dat ek kan kos op my tafel sit, dat ek kan doen wat ek moet doen, en selfs hierdie baas raak voorreg weer om vandag hier op 'n toer te kan wees. Te midde van my besige skedule kan ek nog kom om 'n toer te doen in die tronke en in die skool. Wat wil ek vir u sê vandag hierdeur? Ja, my getuienis mag dalk klein lyk, maar ek wil vir u sê, vir my is dit groot. Maar wat ek vir u wil teweegbring, liewe luisteraar, en selfs ons almal wat nou hier is. Die woord van die Here sê in Hebreërs 13 vers 3, dink aan die gevangenis, asof jy saam met hom in die gevangenis is. Baie mense is nie gevangene daar in die tronk, fisies, maar ons is gevange binne ons eie emosies. Dis in 'n cage, hulle noem dit 'n emotional cage. Allei traumas, allei probleme, allei seer, egskeidings, verwerping, vrees, alles is wat jou eintlik gevangene hou. Die Here is hier vandag. Die Bybel praat van die reddende genade van God, het aan alle mense verskyn, en glo my, vandag verskyn hy aan u. Moenie die oomblik laat verbygaan nie. Wat die Here gedoen het vir my, vir coach en al ons manne hierso vandag, hy kan dit vir jou doen. Moenie moed opgee nie. Hy kan dit vir jou man doen. Hy kan dit vir jou buurman doen. Hy kan dit vir jou broer of jou seun of wie ewe ook vandag in die tronk sit of in die reep sit of so laag net eenvoudig moed opgegee het wat op die straat bly. Ons gaan die Here vandag vertrou vir 'n wonderwerk. Mag die Here vir julle baie ryklik seën. Amen. Kan ek net dalk vir julle byvoeg waar julle vir Atman kan in die hande kry? Is dit reg as coach? Julle kan ons as jy ek gaan van hierdie goedjies het hierso waar julle kan na kyk, en as julle dalk belangstel in so 'n tipe van kursus, praat met julle kerk, praat met die mense, dat ons dalk vir julle daarin kan kom help en assist, of selfs mense in julle gemeenskap oplei wat hierdie goed kan doen. So julle sal ons kan kry by info@regenrock.co.za. Julle kan ook gaan kyk op die webtuiste www.regenrock.co.za. Ons kantoornommer is 07917949991. Ek herhaal 07917949991. Of as julle met Atman self wil praat, is my persoonlike nommer is 078-107-1900. Jy sal vir Atman kry by 078-107-1900. Mag die Here vir julle wonderlik seën.